Okay, so die konsolidatieoefeninge by T gee vir ons die volgende grafiek toon hoe 'n bedrag geld gegroei het wat vir 'n jaar wat vir 1 jaar belê is. Die rentekoers was 7,2% per jaar gedurende die hele tydperk. Okay? So as jy die grafiek daar, ons kan sien hy loop so op, so ons weet van grafieke wat oploop, is dit hy groei eksponensieel. Okay? So as grafieke eksponensieel groei, dan gebruik ons die A is P1 plus R oor 100 tot die mag N. Okay, so dis eksponensiële grafieke, so die N gee vir ons die eksponensiële grafiek. Okay, so dis belangrik om hierdie grafieke raak te sien en die verskil tussen dit te ken. So gewone eenvoudige rente gaan net lineêr op. Okay. So dan kom ons gaan kyk na die vraag. Okay, ons kan eers hierso kyk. So ons het as ons na die formule kyk, is altyd goed om die formule te skryf. Is A is gelyk aan P. Okay, en dan het jy jou 1 plus jou rente gedeel deur 100 tot die mag van jou tydperk. Okay. So ons kan sien dat hierdie is N. Okay. So jou aanvanklike bedrag gaan hierso wees, wat A gaan wees, dit gaan jou P wees. Okay, so as ek hierso gaan skryf A, P, R en N. Okay, so N gaan verskil. Okay, so jou A, wat die toekomende waarde is die 13,01528. Jou P weet ons nie. Okay, so dit is jou aanvanklike inbedrag wat A is. Okay, en dan R weet ons is 7,2%. Okay, so die N verskil, so ons het hierso 'n 4 jaar en 'n 7 jaar. Okay, so kom ons gaan kyk na die vraag. Hulle vra wat se tipe rente is hierdie scenario te sprake en enkelvoudig saamgestel met die V. Okay, so dit is saamgestelde rente, want hy groei eksponensieel. Okay, so een is net saamgestelde rente, dit groei eksponensieel. Okay, so eksponensieel is die kernwoord daarso. Okay, wat stel A voor? A gaan die aanvanklike bedrag wees, die kom net sê die eerste bedrag. Okay, en dan hier is nou die somme, hulle vra bereken tot 5 desimale syfers die waarde van A, okay, en B, so hierdie gaan A wees en daar B wees, so A in hierdie geval gaan ons B wees daarso, okay, so ek het, dan het ek weer die formule P is gelyk aan A, wat in daai geval gaan daai 13 wees, gedeel deur 1 plus, okay, so ons gaan die 7,2 rentekoers gebruik, deur 100, okay, en die tydperk gaan ons 7 gebruik, okay, so, want ons gebruik hierdie ene, dan moet ons die 7 gebruik daarso. Okay, so en dit gee vir ons, ons het daar 13,01528, daar is duisende, 1 plus, okay, 0,072, tot die mag 7. Okay, dit is gelyk aan, ons gaan kyk, so ons het 13,01528 gedeel deur 1 plus 0,72, sorry, 0,072 tot die mag 7, okay, so dit gee vir ons 8 rand, okay, onthou in duisende.
Okay. So nou het ons A, okay. So dit word nou ons nuwe, hierdie word nou, die aanvanklike bedrag is daar dan 8. Okay. So as ons nou wil B gaan kry, okay, so ons nou gaan B kry, okay, so ons wil die waarde kry van A by punt B, okay, so dan gaan dit wees B 1 plus R oor 100 tot die mag N, okay. So P in hierdie geval is die aanvanklike bedrag wat ingaan, ons het dit, okay, so dit is die 8, okay, mal 1 plus 0,072 tot die mag 4. Okay, so ons kan nou losskryf 8 mal 1 plus 0,072 tot die mag 4. En dit geef ons 10,565. Okay, en dan kan ons net weer sê dan nie rand in duisende. Okay, ons moet net altyd onthou dat ons die rand in duisende bysit, want dit is as hulle eenheid gee, om die eenheid net by te sit. Okay, by vraag U het ons Annika belê 2300 teen 'n jaarlikse saamgestelde rentekoers van 4,9%. 'n jaar daal die rentekoers met 0,5 en nog 2 jaar later sak die rentekoers tot by 3,2 per jaar. Bepaal die bedrag geld wat in haar bankrekening 5 jaar na die oorspronklike belegging is. Okay. So nou het ons weer hierso, ons het nou weer die tydperke en die saamgestelde rente. So ons saamgestelde rente, kan ons weer ons formule insit. A is gelyk aan P 1 plus R oor 100. Jy mag N. Okay, so ons soek altyd A en ons soek P en R en N. Okay, en dan het ons tydperk 1. Okay, so tydperk 1, Annika belê 2300 teen 'n jaarlikse saamgestelde rente. Okay, so ons begin met die eerste ene van 2300. Okay, die tydperk 1 is 4,9% per jaar. Okay, en dan die N is 1 in hierdie geval. Okay. So en dan gaan ons nou na tydperk 2 toe. Okay, so tydperk 2 se rentekoers sak dan met 0,5%, so dan is daai 4,4%. Okay, en dan in die tydperk wat ons daarso het, gaan dan wees, sê na 'n jaar daal die rentekoers met 0,5 en nog 2 jaar later sak die rentekoers tot by 3,2. Okay, so ons het dan nog, die N is dan 2 hierso. Okay, en ons het dan nog nie P uitgewerk nie. Okay, so ons gaan na, so P en A is nog nie uitgewerk nie. Okay, en dan het ons tydperk 3. Okay, tydperk 3 se rentekoers het dan tot by 3,2 gegaan. Okay, en dan het ons nog 2 jaar oor. Okay, so kyk, ons 1, 3 jaar en 2 jaar tot by 5 jaar. Okay, so kom ons werk A van die eerste jaar uit. Okay, so ons het A van die eerste jaar is van 2300, wat die P is 1 plus 0,049 tot die mag 1. Okay, ek het nou sommer self die met die 100 gedeel, so 2300 maal met 1 plus 0,049
Okay, tot die mag 1 hoef ons nie in te skryf nie, so ons kan dan hierso sê 2412,7. Okay, so ons het hierso 2412,7 en daai ene word dan 2412,7. Okay, so nou moet ons weer die A gaan uitwerk. Okay, so daar is A van 1, okay, A van 2, gaan ons hê 2412,7 maal met 1 plus 0,044 3 mag 2. Okay. So ons 2412,7 maal met 1 plus 0,044 3 mag 2 en dit gee vir ons 2629,69. Okay. Okay, so daai gaan dan daarin in die 2629,69 wat in tydperk 3 se P word 2629,69. Okay, en nou gaan ons dan net vir derde tydperk moet uitwerk, is A3 is gelyk aan 2629,69 1 plus 0,032 3 mag 2. Okay. Okay, so ons daai nou maal met 1 plus 0,032 en dan 2 mag 2. Hier vir ons 2800,68. Okay. Dan kan ons daar insit, hy tydperk 3 en dit is nou die antwoord is 2800,68.